En daar is hy, goeienaand en baie welkom vanaand weer by ons hier op Spreek Vry. Baie welkom weer hierdie donderdag aand. Het is lekker om weer te kan gesels met julle elkeen en baie dankie vir elkeen wat ook gaan inskakel of wat ook later gaan kyk. En daar's 'n klomp mense wat later kyk en ons is dankbaar vir elkeen van julle. Ja, dit is net lekker om saam te kuier. Ek hoop dit is 'n bietjie warmer waar jy is. Ons hoor maar van ouens wat sê dis baie koud waar hulle op die oomblik is. So, maar ons is warm aangetrek en reg vir nou. Ja, absoluut. Ja, En daar het 'n paar groot goed gebeur hierdie week. Iran en Amerika, lyk my, gaan hulle verdrag tussen mekaar opskeer. Hulle ooreenkoms. Sure. En 'n ander groot ding wat gebeur het in die wêreld is dat ons het 'n paar liedere op Spreek Vry se YouTube blad gesit. Ja. Baie welkom Erno. Lekker om saam met jou te kuier en Hantie, lekker om jou ook te sien. Ja, ek dink daai is eintlik so baie interessant hierdie oor die liedere op Spreek Vry. Ja, dit was eintlik gedigte wat geskryf is en toe het ons dit nou omgesit met die hulp van Pieter. Om dit te omskep in liedere. En ons sal nou maar aanhou eers dit ook doen. So gaan kyk gerus op die YouTube kanaal Spreek Vry bedieninge, dink ek is dit. En ek dink is musiek vir die lewe. En dan word al daai goed al die liedere word daarin geplaas. Ja, dis Hallo regtig Clarissa, lekker ook om jou te sien. Ja, en Rosa, dis hy van As, dis lekker om met jou ook vanaand hier so saam met ons te sien. En Elna Vasen is op. Hallo Elna en Mantie Louis. Ja, dankie julle, Hantie. Lekker om saam met julle vanaand te kuier hier op 'n eintlik 'n baie interessante tema wat ons nou vanaand en ek dink is iets wat regtig nogal 'n behoefte is in ouers se harte en ek dink dis juist iets wat ons baie keer nie verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ons sien net eenvoudig hierdie dinge gebeur met ons kinders en ons verstaan nie hoe gebeur dit nie, waar kom dit vandaan nie en skielik sit ons met kinders wat in totale rebellie is en ons weet nie hoe om dit te hanteer nie, ons weet nie wat om daarmee te maak nie. Hallo Alet. Hallo Alet. Elna Vasen sê die liedjies is pragtig en Erna sê dis pragtig skrywe, geniet dit. En wag, ek het nou nog iemand gesien, Marlijn. Marlijn, hoe gaan dit met jou? Ook lanklaas vir jou gesien. Lekker om saam met jou ook te kuier vanaand. Ek moet net so 'n bietjie 'n aantekening maak dat ons jou ook so af en toe ook hier op het. So, daar's hy. Ja, ek dink wat as mens oor kinders praat, dan moet jy sê daar's 'n paar kategorieë, hè, van kinders. Ons moet nie sê alle kinders is rebels nie. Nee, hallo Charlotte. Ja, jy kry hallo Pieter en Christine. Lekker om ook vir julle te sien. Mens kry verskillende kategorieë van kinders. Jy kry gehoorsame kinders en jy kry ongehoorsame kinders. Jy kry tieners. Ja. Hulle is 'n kategorie op hulle eie. Ja. Hulle is 'n uitdaging. Ja, hoekom het Abraham nie vir Isak geoffer nie? Nee, want hy was 'n tiener. Hy was nie 'n tiener nie. Ja, hy was nie 'n tiener nie. Hy was net al geoffer. En dan kry mens rebelse kinders en dalk is dit nou 'n onderwerp dat jy nou, hallo Johnny. Hallo Johnny. Uit Bellito, lekker. Ek sien nogal, daar's nogal ander mense van Messina ook wat op die oomblik in Bellito is. So ek hoop julle het hulle almal raak geloop. Makkie Keiwood, lekker om met jou ook te gesels en te kuier. Ek sien al jou pragtige skilder, jou kunswerk wat jy so af en toe post. So dis eintlik lekker om tyd te hê om ook dit te kan doen. So, maar lekker om julle almal hier te sien. So Johnny en Celeste, ek hoop julle hou lekker vakansie op die oomblik hier. Ja, en die Bybel gee vir ons ook voorbeelde van rebelse kinders. Nou, dis die ander kategorie. Kinders wat nie noodwendig ongehoorsaam is nie, hulle hak heeltemal uit volgens die standaarde van die samelewing. Van hulle, as ons gaan kyk in die Bybel, Kain en Abel was nou 'n goeie voorbeeld. Hulle kom uit dieselfde huis uit. Maar die een is opstandig. Hy wil eintlik nie die Here aanbid nie,
terwyl die ander een is hierdie saggeaarde persoon wat absoluut die Here wil aanbid. En 'n mens kry dit in huise, dat kinders regtig van mekaar verskil. En daar's nie altyd redes hoekom dit gebeur nie. Dit is net keuses wat kinders maak om net uit haak weg te stap, anders te wees. En die feit dat 'n kind anders is nie noodwendig verkeerd nie, maar dit is die oorskry van grense van redelikheid. Hallo Annetjie, lekker ook om vir jou te sien. Ja, en ek dink daar's regtig hierdie verskillende, 'n mens kan partykeer kan ouers in 'n situasie sit wat ons deesdae eintlik baie kry, noodwendig is dat baie ouers werk oor see en dan bly sy maar mama's agter en mamma met hierdie huishouding hardloop, sy moet sorg, hallo Ronel, Kitching Prinsloo, lekker om saam met jou ook te kuier, groet daar vanuit Pretoria uit. En wat dan ook die verantwoordelikheid moet neem vir die totale huishouding, emosionele versorging van al hierdie kinders. En dan kry mens soms dat daar 'n kind is wat besluit maar as gevolg van angs, eintlik die bangheid van maar wat gaan nou gebeur, dan neem hulle half eintlik die rol oor van die ouer. En 'n mens kry dit baie keer ook in gevalle waar ouers sterf ook byvoorbeeld, dat die oudste kind ook besluit maar hy moet hierdie rol oorneem, sê maar van 'n pa wat gesterf het, want ma is swak, ma huil, ma is in 'n situasie waar sy nie besluite kan neem nie, en hierdie kind neem dan al die besluite, en hy besluit vir die res van die gesin eintlik. Hy besluit is ja of nee, of wat ook al nou gaan gebeur. En 'n ouer beleef dit ook as rebellie. So, ek dink hier is verskillende soorte wat ouers kan beleef as tipe van rebellies, en dan kry jy die extreme rebellie, en dit bring my ook eintlik half by Lukas 5 uit, nee. Maar, ja, hallo Lucinda, lekker om met jou te gesels ook vanaand. So, ek dink is waarmee ouers worstel vandag, is, my kind luister nie, hy daag my dalk uit, of sy respekteer my nie meer nie, sy luister nie, sy gee nie aandag aan my nie. Ja, wel, het gaan verder ook, nou, 'n kind wat net wegstap van jou af, en met jou niks te doen wil hê. Daar soort van opstandigheid is. Nou ook dit kry ons in die Bybel, 'n voorbeeld daarvan, eintlik meer voorbeelde, maar ek dink die bekende een is Absalom, daar in 2 Samuel 13 tot 18, waar Dawid niks gedoen het toe Tamar onteer is deur haar broer, wat sy Amnon, en hy het vir Amnon doodgemaak, en hy het hierdie opstandigheid begin beleef, en hy het begin rebelleer teen hallo Pieter, lekker ook om vir jou te sien, daar uit Hoedspruit uit. Hallo Marijke Paak, lekker om saam met jou te kuier hier vanaand. En hy het begin opstandig word. Soveel so dat hy heeltemal teen sy pa gedraai het. So mens kry dit, dat situasies, en ek wil nou nie vir vanaand vir ouers sê, julle is die skuld, dat julle rebelse kinders het nie, dit is glad nie wat ek wil sê nie, maar ek wil ook sê, dissipline, daar's 'n paar redes. Dissipline sonder liefde, het ek deur die jare gesien, maak kinders opstandig. En die keersy daarvan, liefde sonder grense, waar die kind geen verantwoordelikheid geleer word nie, en jy maar net alles doen vir 'n kind, kan 'n kind ook opstandig maak. So, as ons vanaand praat van rebelse kinders, dan praat ons van hulle wat doelbewus gesag verwerp, hulle wat hardnekkig weier om te luister, hulle wat opstandig is, hulle wat selfs bande met jou breek. En dis so hartseer, dat dit eintlik baie voorkom. En dis hoekom ons vanaand daaroor praat. Hallo Lee, lekker om met jou te praat. Hallo Lee. Ons kry dit al hoe meer, dat kinders net met
al twee ouers of met een van die ouers niks te doen wil hê nie. Baie keer gebeur dit ook dat daar 'n breuk tussen ouers is en dat die een ouer die kinders opsweep teen die ander. Dit is altyd vir my eintlik so hartseer, want dit is eintlik daar soveel onsekerheid wat ook leef in daardie kind. Van waar hoort ek? Al die vrae wat ook in daardie kind se lewe woed en die hartseer en die trane waarmee die kind ook sit. En dan sit vir my hartseer as ouers nie kan saamwerk nie, nee, dat daar altyd die een is wat al eintlik die kinders wil vashou en wil beheer, in plaas van om te sê, maar kom ons deel, kom ons werk saam in hierdie verhouding. So ja, dit maak ook seer. Hallo Poppie, lekker om jou ook Poppie, te sien. Ja. Ons sien weer Sondag. Ja, so wat en nou is die groot vraag, wat moet ons doen? Ja. Né? En Ja. ons is nou nie Dr. Phil nie. Nee. Is glad nie wat ons wil wees nie. Ek dink ons wil net 'n paar duidelike riglyne gee. Ja, ek dink dit is belangrik, want ek dink dis waar ouers sit en ons weet nie wat om te doen met hierdie situasies wat skielik net hand uitruk nie, en ouers wat alleen in 'n situasie sit, in omstandighede sit wat nou skielik gekonfronteer word met hierdie probleem. So, wat is dan? Wat moet 'n mens doen? Ja. Dit is so. So, Ja. Ek dink die eerste ding is 'n mens moenie uit woede reageer nie. Die oomblik as jy in hierdie woordgeveg met jou kinders ingaan, dan is almal aan die verloorkant. So, en dis baie keer moeilik om nie kwaad te wees nie, want wat van hulle doen is eintlik verskriklik. Ons het al gekry dat van hulle ouers se goed steel, om hulle eie lewenstyl soort van te subsidieer. Ja, en 'n magstryd, want hulle is absoluut in 'n magstryd, en 'n magstryd gaan niemand help om te wen nie. Ja. So, om te skree gaan niks help nie. Ja, maar as ons sê moenie in woede reageer nie, wil ek vanaand ook sê, ons kan nooit sonde goed praat nie. Nee. God het nooit sonde goed gepraat nie. Hy verwag ook nie ons moet sonde goed praat nie. So, dit beteken 'n mens moet steeds duidelike grense hê. Dis absoluut nis, en in liefde. In liefde. Ja. En as daar gevolge is, moet 'n mens dit konsekwent toepas. Hoe swaar dit is, moenie skree nie, moenie verneder nie. As jou kind skielik daar inkom met hierdie swart klere en swart grimering en jou skielik op jou naam noem en dis jy en hy en jy weet, jy het dit gedoen. Hallo Angelies, lekker ook om jou te sien. Ja. Moenie skree nie, moenie dreig nie. Ek dink 'n mens moet maar elke keer jou kind verseker van liefde. Jou kind moet hoor, ek keer nie jou optrede goed nie, maar ek gaan nie ophou om vir jou lief te wees nie. En ek dink dis die beginsel waaruit 'n mens moet werk. Ja, en ek dink ek kon net so 'n ligter en net so 'n bietjie 'n ligter trant ook eintlik van wat ouers beleef wanneer byvoorbeeld 'n ouer oor see werk is, om ook net vir jou kind te kan sê, ek waardeer jou hulp, ek waardeer en ek sien raak wat jy graag wil doen, veral daar waar kinders wil hierdie ouerlike rol oorneem, en eintlik moet net vir die kind te sê, maar jy hoef nie my plek in te neem nie. Ek is jou ouer en jy mag maar net 'n kind wees. Jy kan maar net wees wie jy is, want ek is die een wat veronderstel is om daai verantwoordelikheid te neem, en ek sal dit neem. Ja, nee, absoluut. Dit ouer bly die ouer. Jy kan hoe vriendelik met jou kinders wees, jy's nie eintlik hulle pel nie. Nee. Jy's hulle ouer. Ek dink dis ook dalk 'n probleem, is dat party van die ouers gaan absoluut daarop uit en hulle vertel alles van wat pa verkeerd gedoen het, dalk kom ons, ek vat nou maar net sommer so 'n voorbeeld. En die kinders dra 'n las wat hulle eintlik nie veronderstel is om te dra nie. So dis net, ek dink maak net daai reëls half van ek hoef nie dit te doen nie, my kind moet nog steeds die kind wees. En dan kry jy natuurlik nou hierdie ekstreme gevalle waarvan jy nou praat op die oomblik. Ek dink wat een van die goed is wat ons as ouers verkeerd doen,
is dat ons steeds die kinders wat rebelleer, se lewenstyl finansier. Ja. Nou weet ek, dis nou 'n baie moeilike ding hierdie, want dis jou kind. Ja. En jy wil nie jou kind verloor nie. Maar nou bly jy geld instop. Jy bly die lewenstyl finansier, wat 'n lewenstyl wat nie reg is nie. Jy moet dit nie moontlik maak nie. Jy moet daai rebellie nie moontlik maak nie. Jy moet nie die goed koop wat nog daai rebellie meer gaan aanwakker nie. Liefde beteken nie om verkeerde gedrag voortdurend te beskerm nie, of om die gevolge daarvan net mis te kyk nie. En ek weet, dis moeilik, as ek dit nou vanaand sê, maar partykeer moet 'n kind die gevolge van hulle keuses ook ervaar. So hulle leer. Dis nie dat jy wil wraak neem nie. Nee. Jy wil hê hulle moet leer, hulle moet groei. Dis reg. En jy moet weer besef, en ek het dit nou gesê, jy is nie altyd verantwoordelik vir jou kind se keuses nie. Nee. Dit kan wees dat daar in sommige huise familiegevegte was vandat daai klein was, en dat hy op grond daarvan of sy op grond daarvan rebels geword het. Maar jy is nie verantwoordelik vir jou volwasse kind of jou tienerkind se keuses nie. Hulle moet besef, die keuses wat hulle maak, het gevolge. Want daar is 'n plek waar ons as ouers nie meer vir ons kinders kan kies nie. Want jy kan hulle begelei, maar jy kan nie kies nie. Hy moet uiteindelik op 'n plek kom waar hy self kies. Ja. En ek dink is maar daar 'n spreekwoord van wat 'n donkie wat sy kop stamp. Jy weet, jy gaan hom of 1 keer of 2 keer stamp en jy gaan leer. Jong van hierdie kinders stamp om gedurig. Ek dink hulle is verby donkie wees. Een van die verhale in die Bybel van 'n kind wat rebels was en uiteindelik teen God en teen sy ouerhuis gedraai het, is die verhaal van die verlore seun. Ek dink dit daar in Lukas 15, né? Absoluut. Waar hy net weggegaan het, maar die pa het die deur van herstel oopgehou. So ek dink dis die ander ding wat ons vir mekaar moet sê. Hou altyd die deur vir herstel oop. Keer nie so, daai pa het nie daai seun se sonde goedgekeur nie. Hy het ook nie gestop nie. Maar hy het nie hy het nie. Hy het gesê, gaan nou maar. Jy maak 'n keuse. Jy maak 'n keuse. Jy gaan die gevolge van jou keuse moet leef. Ja. Maar hy het nie opgehou om hom lief te hê. Dis reg. So hy die seun het sy keuses gemaak en die pa het bly kyk, jy moet herstel kom, jy kan herstel kom, jy moet versoening kom. En hy het hom tegemoet gehardloop toe hy terugkom. Ek dink Sonja sê dit ook mooi, as ons elke keer vir ons kinders die keuses maak, word hulle nie, nou het ek daar ene verloor, ek gaan hom nou, word hulle nie groot mense wat die wêreld kan ingaan nie. Dit is so waar. Dis absoluut. Dis net so. Nou partykeer kom 'n kind terug, maar onder valse voorwendsels. Want hulle wil iets hê. En dis wanneer jy dan die grense moet trek. En sê ek het jou lief, maar ek gaan nie nog hierdie lewenstyl van jou verder finansier nie. So ons weet op grond van die verlore seun dat daar herstel kan wees. En daarom, al het jou kind bande gebreek, al het hulle jou geblok op Facebook, al het hulle jou geblok op WhatsApp, wat is nog van die kanale wat ons hulle kan Instagram, dophou, jy kan spioneer op hulle, al het hulle jou van al die kanale afgeblok, al het jy nie eers meer hulle telefoonnommer nie. Sommige goed word nie deur gesprekke opgelos nie. En daarom moet ons bly bid vir ons kinders. Ons moet bly bid dat hulle 'n sagte hart sal hê en dat jy 'n sagte hart sal hê. Ons moet bly bid dat die invloede goeie invloede sal wees. En bly bid dat hulle wysheid sal kry
en dat jy wysheid sal kry. En bly bid dat daar 'n geleentheid sal wees dat hulle weer sal terugkeer en dat daar versoening tussen julle sal wees. En daarom moet jy bly vertrou wanneer jy bid op die werk van die Heilige Gees. Dit is my baie belangrik wat jy nou sê, is om te bly vertrou, want Jesus is die een wat deur die geskiedenis eintlik, deur die woord, families herstel het. So bly bid, want God herstel. Hy kom, hy seën kinders, hy gee weer hoop, en miskien dink jy, wel, ek is nie 'n goeie ouer nie, moenie moed verloor nie, moenie bang wees nie, want God is by jou. Jy hoef nie alleen hierdie pad te stap nie, jy dink dalk, ek gaan net opgee, moenie opgee nie, hou vas, en bly bid, want daar kan herstel kom, soos hier verlore seun, hierdie pa, is my so ontsaglike mooi voorbeeld, van die oomblik toe daar seun terugkom, dus daar 'n stuk waarheid, daar's vergifnis wat absoluut in daardie beeld plaasvind, maar belangrik hierdie liefde. So as jou kind terugkom, daar's 'n paar vrae wat jy kan vra, hoe gaan dit regtig met jou? Sonder verwyte. Hoe kan ek jou help? Waarmee kan ek jou help? Waarmee sukkel jy? Dat 'n mens begin eerlik praat met mekaar. Jy het 'n groot invloed op jou kinders. Absoluut. Maar jy het nie totale beheer oor hulle. Nee, jy kan nie meer. Esegiel 18 sê in elk geval vir ons dat elke persoon uiteindelik verantwoordelik is vir hulle eie keuses. So, moenie daai skuldgevoelens hê nie. Jy is geroep om jou kind getrou op te voed, maar jy kan nie namens jou kind glo nie. Kan nie namens hom kies nie. So as hulle terugkom, bly kalm. Ja, dit belangrik. Ja, moenie verdere konflik veroorsaak nie. Wees konsekwent met jou grense. Luister voordat jy reageer. Erken, as daar verandering by jou kind is, prys dat jou kind daarvoor. Gaan soek hulp, as jy moet gaan hulp soek, as jy nie weet wat om te doen nie. Maar moet nooit ophou bid nie. Moet nooit ophou hoop nie. Ek weet, ouers lê in die nagte wakker oor hulle kinders. Die maatjies is deurgebid, daar waar jy kniel vir jou kind. Dit gebeur. En moenie ophou daarmee nie. Kry 'n ander maatjie dan, dat jy weer van voor af gebid. Want die Bybel sê vir ons, daar's baie gevalle, en ek sien daar, Tannie Audrey is in die hospitaal. Ons het haar op die lys, ons sal nou ook vir haar bid. Daar's baie gevalle waar mense radikaal verander het. As ons nie glo dat Jesus mense kan verander nie, wat glo ons dan? Ja, en ek dink baie keer ook, en iemand het vir my so 'n privaat boodskapie gestuur nou, baie keer sit ons as volwassenes met eintlik emosionele trauma, of trauma wat in ons lewens gebeur het, en ons dra dit oor aan ons kinders, en uiteindelik maak dit ook ons kinders rebelle. So, ons moet eintlik ook gaan kyk na wat skuil agter hierdie opstandige gedrag, wat lê eintlik ook in die hart van ons kinders. En is wanneer jou kind dalk terugkom in watter omstandighede jy ook al op die oomblik is, dink ek, vra net vir jouself af, die kind se hart vra dalk, is ek nog veilig? Is ek nog geliefd? Is daar iemand wat my verstaan? Of gaan iemand my ook los? Want partykeer is dit ook die vrese wat kinders mee worstel is, pa's oorsee, mamma is hier so almal gaan met hulle lewens, maar gaan ek ook in hierdie situasie net gelos word. So ek dink dit is goed wat as jy as 'n ouer jou kind terug ontvang ook net moet afvra, want 'n kind het ook 'n hart. 'n Kind het ook net liefde en aanvaarding en 'n toevou van wie hy is nodig en jou liefde nodig. En so dis om sag te bly
ook in die liefde, maar met dissipline. Ons kan nie net sê, okay, jou terug en jy gaan nou maar aan soos wat jy aangaan nie, dit kan ook nie gebeur nie. So die grense, en ek dink is iets wat ons net vanaand moet vasmaak, grense is absoluut noodsaaklik. Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee, en dit kan nie skuif nie, want soms 'n tiener wil baie keer net grense kom skuif. Partykeer dink ons hulle is in rebellie, maar hulle wil eintlik net grense skuif, so hulle toets jou eintlik maar net. Maar in sommige gevalle moet ons maar net beheer neem oor sekere situasies, en dan in hierdie ekstreme gevalle is absoluut net nodig dat ons ook liefde moet bewys. Ja, Kobus Kombrink daarso gaan bietjie terug. Goed. Vanuit sy perspektief geskryf. Goed, kom ons lees. Kobus sê met afsterwe word hierdie grense so gerek, omdat mens toegee aan kinders se eise om maar geglo word, kinders se swak optrede is geregverdig en dit veroorsaak groot skade, dit is ook waar. Ja, so partykeer rek die kinders, met 'n afsterwe rek kinders baie keer die grense. Ja, en dan sien van Tannie Kotie, as sy vir haar ook bid. Ja, en dan sê Lucy, generational curses kan gebreek word. Partykeer is rebelsheid ook maar 'n kind se coping mechanism. Dit is ook so. Ja, want hulle weet nie regtig hoe om dit. Hulle weet nie hoe nie. Sien my raak. Dis so. So dis eintlik so 'n diep gesprek eintlik hierdie, maar ek dink uiteindelik gaan dit net daaroor sien jou kind raak, wees steeds lief vir jou kind. En ja, daai ekstreem rebelse kind wil maar net raak gesien word. Goed, ek hoop dit het vir iemand gehelp vanaand. Ja, so die ouers wat alleen staan, die ouers wat voel, maar ek is die enigste een wat met hierdie situasie moet cope, hou moed, en bly bidend. Bly bid vir jou kinders. Absoluut. Of dit goed gaan of sleg gaan, bly bid vir jou kinders. Ek dink verwys Galasiërs 6:9, laat ons nou nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel, en dis maar, ergens gaan jy ook die oes hierin sien, so, dit is nie maklik nie, die omstandighede is nie maklik waarin jy is nie, maar hou aan bid. Absoluut. Ons gaan steeds bid vir die mense hier op ons lys, en ons het nou vir Tannie Kotie wat in die hospitaal is, en Tannie Audrey wat in die hospitaal is, voeg ons by. So, kom ons bid ook vir hulle. Dankie Here dat ons weer eens vanaand kan bid. Vir Eugene, daar in Amerika, vir Jacob Pretorius, wat so ernstig siek is, vir Charlotte Wolmrans, wat ook haar eie verhaal het, verhale van hoog en laag, en hoop en wanhoop. Maar dankie Here dat sy getrou is en naby U bly. Ons bid vir hulle drie dat U hulle sal aanraak en dat hulle sal weet U is by hulle teenwoordig, en ons bid steeds vir hulle genesing. So ook vir Martin, Charlotte se broer. Ons bid vir Martin en Erna wat al langer as 5 jaar in hulle situasie is. En Here, ons bid dat U steeds vir hulle die geloof en die hoop sal skenk. Dankie dat ons vir Antie kan bid, dat U ook met haar sal wees in haar situasie. Ons bid vir sy wat ook moet regmaak vir 'n prosedure. Jenny de Buyker, oom Boet Vasen, oom Mike Martin. Dankie Here dat ons hulle aan U kan opdra, dat hulle ook sal weet dat U by hulle teenwoordig is. Dankie Here dat Renzo soveel beter is, en ons bid steeds dat hy heeltemal gesond sal wees. Bid vir Esther Joubert en Martie Robertse, vir Letty. Ons bid Here dat U ook vir hulle sal aanraak, dat dit ook met hulle beter sal gaan. Vir Lucy, dankie Here dat U 'n pad met haar stap, so ook met Norma. Ons bid Here dat U vir hulle duidelike leiding sal gee. Dankie dat ons vir Angeliese kan bid. Ons bid vir haar gesondheid, ons bid Here raak ook vir haar aan, dat sy gesond sal wees. So ook Henny Nel, Marie Klaasen en Karel Sanders. Ons bid steeds vir Magda van Dijk se kinders. Here dat U ook, dat hulle ook sal besef dat U die enigste pad is en dat hulle naby U sal bly. Bid vir Christa en Willa Pretorius,
bid vir Belinda Botha, dat U ook met haar sal wees, dat U ook vir haar wysheid sal gee, genesing. Dankie Here dat ons steeds kan bid vir Andries van Heerden. Ons bid vir sy gesondheid en sy genesing, dat hy gesond sal wees. Tannie Audrey en Tannie Koti Norkee in die hospitaal, ons plaas hulle ook in U hande. Here, albei is op hoë ouderdomme, en ons bid raak vir hulle aan. U het hulle soveel keer in die verlede aangeraak. Ons bid, Here, dat U dit weer sal doen. Ook vir Vicky de Pre dra ons in U op, en ons bid, Here, dat U ook met haar en haar situasie sal wees, en dat U ook vir haar sal gee dit wat haar hart begeer. Gee, Here, dat waar ons kinders en kleinkinders so dikwels in ons gedagtes is, bid ons vir die ouers waar kinders net eenvoudig bande gebreek het. Ons bid, Here, dat daar herstel sal kom tussen daardie ouers en kinders. En dankie dat ons dit vanaand kan vra in die naam van Jesus Christus, hy wat versoening tussen ons en die Vader bewerk het. Amen. Amen en amen. Dis hy. Mag julle 'n fantastiese, heerlike, opwindende week hê. En mag die Here sommer net herstel bring. En ek dink wat vir my so mooi is ook van Efesiërs 6 is dat daar is ook 'n teks dat die altyd vaders moenie die kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. So maak jou kinders groot soos die Here dit wil hê. Gaan en dis lê net jou kinders voor die Here neer ook in hierdie volgende tyd wat voor lê. Maar baie seën en sterkte vir julle elkeen. Dankie vir julle saambid en saamluister. Goed gaan. Mooi loop.